Goeiemôre almal. Kan ons vra dat almal net hulle sitplekke neem asseblief? Geen reaksie nie. Goeiemôre almal, kan ons weer probeer? Dis sy. Dankie Chanel. Okay, aangesien dit Vrouedag is, het pastoor gedink om my te vra om te oopmaak en ek dink ek wil net hierdie een vers vir elke vrou vanoggend lees. Ek gaan lees die hele Spreuke 31, maar ons het nou nie tyd vir die hele ene nie. Die bevalligheid is bedrog en die skoonheid is nietigheid. 'n Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. En dit is so verblydend om elke vrou vanoggend dit te sien. Julle mans is ook belangrik, ons kan nie sonder julle nie. Maar die Here het 'n vrou so spesiaal gemaak. Daar's soveel goed wat ons deurgaan wat jy vir niemand vertel nie. Jy moet maar sterk staan. Jou kinders en jou man steun op jou. En daarom moet jy geprys word. En nie hier op aarde nie, maar wel in die hemel. En ek wil net vir ons 'n gebed doen vanoggend. Hemelvader, ek dank U vir hierdie dag. Dankie vir elke vrou wat U vanoggend hier net ekstra spesiaal laat voel. U weet wat in elkeen se hart is, U weet wat elkeen deurgaan. En ek wil elke vrou aan U opdra vanoggend en vra dat sy vanoggend spesiaal U teenwoordigheid sal aanvoel en sal weet sy is nie alleen nie. Here, waar hartseer is, wil ek bid dat U kom trane afvee en waar daar vrees is vir môre of wat die emosie daar ook al is vanoggend, Here, wat in die pad staan, dat ons vanoggend ons hande kan oplig en U kan groot maak. Wil ons onder die bloed van Jesus sit vanoggend. Because ultimately we are here to praise You, Lord. En ons dra onsself vanoggend as offers aan U op. Mag dit 'n welriekende geur vir U wees. Mag ons lofprysing opstyg na U, Here. En in hierdie plek verheerlik word. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ekskuus, en voor ek gaan, ek wil gou hoor, is daar iemand wat ons vanoggend besoek vir die eerste keer? Net julle hande vir my opsteek. Niemand nie? OK. Maar dan welkom ons gemeente hierso. Baie geniet dit. Goeiemôre broers en susters. Welkom in die huis van die Here. Staan saam met ons terwyl ons koning loof en aanbid vanmôre. En gee alles wat jy het, sodat ons net dieper in sy teenwoordigheid kan beweeg vanmôre. Amen. This is amazing grace.
sing for all that you've done for me. Hallelujah.
bovenal. God oor my en die hemel. En die hemel straal van die magtigheid en my lewe speel van die waarheid. Halleluja in die hemel, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja op die aarde, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Oh, halleluja. Oh, halleluja. Oh, halleluja. Halleluja. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fear are gone. I'm no longer a slave to fear. Oh, I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. Oh, I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. Oh, I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. Oh, I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. Oh, I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. Oh, I am a child of God.
we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your, you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we
Day and night and day, let incense arise. 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 You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Is hy waardig vir u? Steek die hande na die Here uit vanmôre. You are worthy of it all. You are worthy. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Nog een keer saggies. Een keer saggies. You are worthy of it all. Sê dit uit die hart. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Halleluja, halleluja. Sal u die hande saam met my opsteek vanmôre. Uit u kom alles, Here. Uit u bestaan ons. Uit u haal ons asem. Uit u kry ons lewe. Uit u is ons opgewonde om te lewe. As ons dit nie uit u kry nie, bestaan dit nie. En ons eer u groote naam vanmôre, dat u ons hele bestaan is. Sê vir die Here, u is my bestaan. Sonder u wil ek nie, kan ek nie, sal ek nie, want u is my alles. As u dit in die lewe gaan toepas, sal u sien hoe u lewe verander. Halleluja, halleluja, halleluja. U is my alles en alles en alles. Ons eer u groote en u wonderbare naam. Gee die Here 'n lofoffer. Halleluja, 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 halleluja. Sê vir die een daar langs jou, ek is bly jy saam met my in die kerk. Halleluja. Loof die Here, jy kan die sitplekke neem. Loof sy naam. Nou ja, ek wil veral vir ons vroue baie dankie sê dat julle hier is vanmôre.
En ja, ons weet dit is lang naweek en dit was maar lekker koud vanmôre. So ons het lekker uit Tannekerk vanmôre hierso, maar ons vertrou volgende week is ons weer full house, nee. Broers en susters, ek wil vanmôre, jy weet baie keer dan wanneer mens so 'n dag het, dan praat jy met die vroue eintlik. Maar vanmôre wil ek met die mans praat oor die vroue en dan moet die vroue besef waar hulle staan met die Here. Nee, is dit reg so? So ons gaan oor al twee praat vandag en ek glo dat die woord u hart gaan aanraak want ek weet die woord het ek van die Here gekry om met u te deel. En ek praat met u vanmôre oor ontmoetings met God verander die verloop van jou lewe. Ontmoetings met God verander die verloop van jou lewe. Toe u wat nou, wie's gered? Wie het die Here ontvang in die lewe? Wie het Jesus aangeneem as saligmaker? U sal ook vir my kan sê, van die dag dat ek met die Here begin wandel het my lewensuitkyk, my lewenssiening, dit hoe ek dinge beleef het verander. Maar baie keer kom ons op 'n plek van stagnasie, waar ons weer moet so 'n bietjie herinner word, wat het ons regtig gedoen toe ons met God 'n pad begin stap het? Kan nie amen daarop sê. Goed, net so 'n oorsig vanmôre, voor ek vir u iets lees, dink vir jouself 'n oomblik, is hier mense wat hulle self kan bietjie indink oor goed, kan ek sien? Kan julle so 'n bietjie prentjies sien, hè? Ek wil vir julle vra, nee, as jy dit nie kan doen nie, vra die Heilige Gees om vir jou 'n bietjie prentjies te wys. Yes, dis vir my een van die wonderlikste tye wanneer die Here met my praat en ek sien prentjies. Okay, ek is nie koekoes nie, hoor. Dink vir jouself, nou julle wat nou miskien baie ver van daar af is, ek wil nou nie, julle moet so ver dink nie, maar dink vir, die jonges kan maar dink aan so, ek is so 60 rond, en die oueres kan vandag dink ek is amper 100 jaar oud. En jy's nog altyd ontneem van iets groot, wat jou hart al jare begeer het. Daar's nog altyd daai gemis in jou lewe. Jy het al vergeet van die drome wat jy gehad het en jy dink dit is te laat vir daardie drome en jy het al opgegee op daardie drome. Kan ek maar eina kry of wat? Ja, eina. Want daar's drome van God wat hy vir jou bedink waarop jy nooit kan opgee nie. So ek wil hê jy moet baie mooi daaroor dink vanmôre. En dan wil ek saam met u lees Spreuke 13 vers 12. Dan sien jy wat sê God oor hierdie dinge. 'n Uitgestelde hoop. Wat is hoop? Sê gou vir my iemand. Wat is hoop? Verwagting? Geloof? Ja, geloof. Maar is iets wat my maak dat ek wil lewe. Is dit waar wat ek vir julle sê? Hoop bring my op 'n plek dat ek opspring in die môre nadat ek die Heilige Gees gegroet het. Wie het die Heilige Gees gegroet hierdie week? Ag wonderlik, prys die Here. Good morning Holy Spirit. En dan spring ek op uit die bed uit en ek sê, dis lekker om te lewe, ja dit is. Want ek het hoop. Ek het hoop. Daar's nie alles wat ek ooit gedink het, God nog met my kan doen is verby nie. Ek het hoop. En dan wanneer God inkom en begin beweeg, en dis 'n ander preek vir 'n ander tyd, dan verander die hoop se H nie meer om 'n klein letter te wees nie, maar 'n groot H. Rugbypale. Sê vir die ene langs jou, rugbypale. Sal jy dit onthou? Rugbypale hoop. Sien nog hier? OK, kom ons gaan aan. Loof die Here. Goed.
Spreuke sê, uitgestelde hoop maak die hart siek. So, as daardie hoop begin vervaag, dan begin my hart siek raak. Ek begin nie meer daai opgewondenheid. Ek voel nader aan sommer down, my liggaam, my sielsdimensie, alles begin down raak, want daai ding het nou al soveel keer uitgestel, dat ek nie meer dit kan sien nie. Ek kan nie meer dit in my geloofsoog sien nie. Maar 'n wens wat uitkom is 'n lewensboom. So as God iets in jou lewe begin doen, dan begin daar die volgende dag 'n lewensboom groei en jy raak weer opgewonde, want die groen groei van God is besig om te werk. Is julle hier? 'n wens wat begin gebeur, gee jou weer rede om te lewe. Net gou vir jy iets sê oor my lewe die laaste 7 jaar. Ons het 'n baie, en ek gaan nie 'n lang storie daarvan hê, maar 'n baie swaar 7 jaar in die gemeente beleef, omdat ons nie ons okkupasies kon kry nie, en daar baie aanvalle was oor die gemeente wat hier was, en soveel so dat ek later amper hoop verloor het. En dit het my gemaak dat ek nie kon duidelik hoor by die Here nie. Want wanneer jy nie meer hoop het nie, dan is jou ore ook toe vir God om te hoor. Okay, maar die Here het my weer gerecharge. Wie wil so 'n bietjie gerecharge word vanmôre? Sê so 'n bietjie, Here, ek het nodig dat U my weer so 'n bietjie, ja, ek gaan nou, as ek nou dit sê, gaan net die ou mense weet. Het julle al gehoor van 'n listermotor? Het julle al gehoor van 'n listermotor? Ek gee dit maar vir die ouer mense, nee. Daai ding, jy begin hom draai, dis 'n engine wat water pomp. Okay, julle jong mense. Nou as jy hom begin draai, dan hy is moeilik om te draai, hoor. Dan begin hy. Is ek reg, julle? Dan begin hy hardloop, maar daai ding pomp water, laat die bissies bewe. En op 'n stadium in my lewe het ek gevoel, Here, ek kan nie meer water pomp nie. My hele gees kry te swaar. Maar die Here het vir my gesê, luister motortjie, dis tyd dat jy weer begin hardloop. Prys die naam van die Here. Goed, ek begin vir u iets te sê. En dit is kuiergaste. Okay, dis ons eerste deel van die woord vanmôre. In Genesis 17 besoek God vir Abraham. En miskien om tyd te spaar, gaan u daardie deel vir myself lees. Genesis 17 kan u self gaan lees, en ook Genesis 18. Maar in Genesis 17 besoek God vir Abraham op 99 jaar om presies te hê. Ek het nou geskryf hier 100, maar dit is op 100 jaar wat die dinge begin gebeur het. En, of nie gebeur het nie, wat eintlik in verwerkliking gekom het. So, God besoek vir Abraham op 99 en hy verander sy naam van Abram na Abraham. Hy sê, luister my seun, 99 jaar het jy geloop en jy het beweeg en alles, maar ek wil vir jou sê, ek het jou bedink en ek sê, jou tyd is nie klaar op aarde nie, dis tyd dat daar lewe in jou kom. Dis tyd dat jy weer jou engine gestart kry, prys die naam van die Here. En Abraham sê, dink nou vir jouself, ek is 100 jaar oud. Here, nee, en dan sê die Here nog vir jou, ek gaan nou vir jou nuwe nageslag gee. Ek dink hy het hom doodgeskrik. Here, jy praat seker nou, miskien sit jy vanmôre, pastoor, jy praat nou eintlik met 'n verkeerde mens. Nee, die Here sê jy. Nee, okay, Here, daai vrou wat ek gevat het, Hagar, wat my vrou gesê het ek moet vat, daai ene, nee, seën hom maar. Okay, nou, ons kan 'n ander preek daaroor ook preek, jy weet, want vir 4000 jaar het ons baie moeilikheid, daar's nou groot oorlog oor daai enetjie, want is dit die een wat God gesê het? Nee, Ismael was nie die een nie, maar God het gesê, ek sal hom ook seën. Wanneer die Here by jou betrokke raak, nee, dan partykeer seën hy sommer jou eie pogings ook. So, pas op wat jy doen. Een 100-jarige man en een 90-jarige vrou se
dag verander en 'n lewensverandering vind plaas. Want in 'n paar weke uitmekaar word hulle 2 keer deur God besoek. 'n 100-jarige man wat gedink het sy lewe is aan 'n einde, word deur die skepper van hemel en aarde 2 keer in 2-3 weke besoek. Dink jy hy's lucky, hè? Kom, praat gou saam met my. Ek dink hy's lucky, maar ek dink hy is so lucky soos ek nie. Huh? 2 besoeke, maar dis wonderlik pastoor, ja dis wonderlik broer en suster, maar ek wil vir u sê, dat God het so lief vir jou, dat hy nie jou elke week of 2 kom besoek nie, hy lewe by jou en binne in jou. So knyp jouself so bietjie en sê, ek is baie lucky. Die Here bly binne in my. En broers en susters, in Genesis 18 kom hy weer en hy sê iets baie belangrik, en miskien vra die Here ook vir jou vanmôre. Hy vra vir Abraham, waar is Sarah? Dink jy die Here het nie geweet? Hy sê, ja, sy's daar in die tent, Here. Dink jy die Here het nie geweet, sy's in die tent nie? Nee, wat hy eintlik vra is jy betrokke by jou vrou? Weet jy wat in haar lewe aangaan? Het sy nog doelgerigtheid? Is sy nog opgewonde wanneer sy na jou kyk? Is sy nog opgewonde dat jy die leier van julle huis is en dat jy bereid is om hulle te lei en sy bereid is om jou te volg? Dis wat hy eintlik vir hom vra. Is Sarah se gees, siel en liggaam op 'n goeie plek? Nou vra ek vanmôre, broers en susters, eintlik broers, kan nie so 'n bietjie rekenskap vanmôre gee en sê, waar is my huis op hierdie stadium met God? Is jou huis op 'n plek dat jy opgewonde is, maar jou vrou en kinders is net so opgewonde? Nee, kom so 'n bietjie, ja? Is jou kinders opgewonde dat jy hulle pappa is? Is jou kinders opgewonde dat jy hulle oupa is? Myne is. Daar gebeur iets in jou gees wanneer jy nog die groot H het. Wanneer daar nog hoop in jou lewe is, gebeur daar iets in jou hele familie. Jy stuur jou hele familie. Hulle is bly om by jou te wees. Hulle weet dat jy luister by die Here. Wanneer laas het jou vrou geweet jy was by God gewees? Tjoe, lyk my ek het bietjie diep gedelf vandag, hè? Of wat sê julle? Die Here staan by Abraham en hy sê vir hom, okay Abraham, jy's nou baie gasvry en alles, nê? Jy het al daai lekker brode vir my gebak en jy daai lammetjie laat bring om te slag. Maar ek wil vir jou vra, ek staan by jou deur vandag en ek klop en ek vra, kan jy weer die groot H in jou lewe toelaat om 'n verskil te maak? Sal jy, wat sê die woord? Hy sê, ek staan by die deur, sê gou saam met, ek staan by die deur en ek klop. As iemand oopmaak, sal ek ingaan en ek sal by hom maaltyd hou. Is jy op 'n plek dat jy, wanneer God by jou hartsdeur staan, oopmaak en sê, Heilige Gees, hoe wonderlik is dit nie, dat U by my is nie. Hoe wonderlik dat U saam met my is nie. So ek wil vir julle sê vanmôre, daar's groot oomblikke wanneer daar aan jou deur geklop word, waar jy 'n besluit moet neem. En die groot besluit wat jy moet neem is, gaan my lewe net so dal en vol nonsens en al hierdie gemors wat die duiwel in my lewe bring, gaan ek daarby bly, of gaan ek dat God my hart verander met die groot H en gaan geloof in my lewe opstaan, dat ek begin sê, dis lekker om te lewe, ja dit is. Want as God jou hart aangeraak het, dan is dit lekker om te lewe. Ek vra vir julle vanmôre, Abrahams, Georges,
Morneys, Alwyns, Johanne, wat Dudleys, almal, ek wil julle almal al julle name daar sê. Is jy nog opgewonde omdat jy met die Godheid op 'n vlak is waar jy hom verstaan en weet wat hy wil hê jy moet doen? Ek vra u dit vanmôre. Die Here vra, wie is jy vanmôre? Waar is jou vrou vleeslik? Waar is jou vrou in die sielsdimensie? Waar is jou vrou in die gees? Neem jy leiding van jou huis of moet sy altyd die leiding neem? Abraham was op 'n tyd in sy lewe dat hy nie die leiding meer geneem het. Is dit waar? Huh? Hy het nie geloof gehad nie. Ons kry hom vandag en dan sê ons, dis die geloofsvader, hè? En ek gaan nou daaroor lees. Maar as hierdie dag nie gekom het waar God aan hom verskyn het en hy gesê het, Here, ek vat dit nie, sou hulle nooit geskryf het oor die geloofsvader Abraham nie. Want sy lewe sou net so aangegaan het, onbetekenisvol. Is daar iets wat ek verkeerd doen? Okay. Abraham, wie was hy voordat God hom verander het? Hy lieg 2 keer, is dit waar? Hy sê, nee, daai vrou Sarah, dis nie my vrou nie, is my sussie daai. Jy kan hom maar vat koning, jy kan hom maar vat vir jou vir 'n vrou. Wie doen sulke goed? Hier, ou broer, laat hulle nou aan my vrou vat, hoor. Dis nie my sussie daai nie, dis my vrou. Amen, amen. Ja, dis my vrou daarin. Waar was Abraham, op watter plek was hy, dat hy bereid was, omdat sy sussie is 'n ander man om sommer gaan vat? Nonsens. Dis my vrou. Maar God kom op 'n dag by Abraham en hy verander sy lewe en Abraham sê ek vat die groot H en ek vat geloof en ek begin te lewe. Abraham moes verander. Kom ons lees gou Hebreërs 11 vers 8 tot 11. Kom ons kyk of dit dieselfde man is wat lieg en wat sy vrou toelaat om vir hom te sê hy kan nou maar by sy diensmeisie gaan slaap, al daai goed. Kom ons kyk of dit dieselfde man is. Deur die geloof het Abraham toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis sou kry en sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Hy het God so vertrou, hy het net gesê, hier kom ek. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van die belofte, soos in vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. Daar het iets gebeur in Abraham se lewe. Geloof het gebeur. Geloof in 'n God wat dit kan doen. En hy het geglo, daardie God, wanneer daardie God in my lewe begin bou, dan is dit vaste fondamente. Dan staan my huis vas en geen duiwel uit die hel uit kan daardie huis skud nie, want dis God se huis. Is u nog hier? Ek is amper klaar. Okay, so is daar nog. Deur die geloof het Sarah self ook krag ontvang om bevrug te word, en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy hom getrou geag het wat dit beloof het. Sarah glo op 90, sy kan nog 'n babietjie kry, nê? So, ek wil hê jy moet sê maar. So, ek kan nou besluit, ag nee, wat my lewe val uit mekaar uit, of ek kan nou net nie meer nie. Of jy kan sê, maar God. Maar as God in my lewe inkom, dan verander my hele uitkyk. My siening verander. En hoor gou wat gebeur hierso. Kom maar, kan ek nou maar bietjie snaaks wees met julle. Abraham en Sarah se hele gesindheid begin verander. Hulle begin anders glo en hulle begin anders optree. Vir jare, vir amper 100 jaar sit Abraham en Sarah op die stoep van hulle huisie. Kyk gou, sien prentjie. En so nou en dan sê hulle, ja, die beeste doen nogal nie te sleg die jaar nie. Ja. Die skapie, hy lyk vir my nog so 'n bietjie geniepsag. Ja. Maar ewe skielik stap God in 2 besoeke in hulle lewe in, en Abraham en Sarah begin sommer regop staan.
Hulle begin sê, iets is besig om te gebeur. Hierdie eie pogings wat ons seer gemaak het deur die jare, al hierdie goed wat met ons gebeur het, dis verby. Want God het so gesê. Want God het gesê, volgende jaar die tyd, gaan julle 'n Isak hê. Dink julle hulle het dit geglo? Ja, hulle het dit geglo. Anders sou dit nie gebeur het nie. Dink jy hulle het dit net geglo? Nee, hulle het daad by die woord gesit. Is dit waar? Ek dink Abraham het gesê, hoor hierso Sarah, weet jy die Here het nou gesê, volgende jaar die tyd is Isak hierso, nee, het ons al mooi blou kleertjies vir hom gaan koop. Kom ons gaan so 'n bietjie dorp toe. Kom ons gaan koop 'n bietjie. Kom ons voeg die daad by die woord en ons sê, die Here het gesê, so ons berei voor vir daardie babietjie wat kom. En dan wil ek gou vir julle iets sê, hulle 2 enkel bekkies het al so ver uit mekaar gestaan dat hulle mekaar met 'n verkyker moes kyk in die nag. En Abraham en Sarah sê, kom ons skuif die bedde weer teen mekaar. Want as die daad nie by die woord gevoeg is nie, wat sou gebeur het oor 'n jaar? God, ek wil gou vir julle iets sê wat eintlik snaaks klink. God kan enige iets vir jou sê, maar as jy nie die daad doen nie, dan gaan dit nie gebeur nie. As God gesê het, volgende jaar gaan daar 'n babietjie wees, en Abraham en Eva, Abraham en Eva, Abraham en Sarah het nie die beddes nader geskuif nie, sou daar nie 'n babietjie oor 'n jaar gewees het nie. Kan julle amen daarop sê? Ja, dit klink nou wild, maar dis die waarheid. Hier's 'n man en vrou in ons kerk. Ek is so jammer hulle is nie vanmôre hier nie. Maar hulle is hier hoor. Ek gaan as ek weer preek, gaan ek laat hulle kom. 'n Paar jaar gelede hou ons dienste. En daar's 'n pastoor Hansie Henning wat vir ons Pinkster, julle wat lank in die kerk is sal dit onthou. Pastoor Hansie Henning kom hou dienste. En hy hou Pinksterdienste en ewe skielik sê hy net, hier's 'n man en vrou wat wil kinders hê, maar hulle kan nie kinders kry nie. Hierdie man en vrou, hulle sit hier by ons in die kerk. Hulle het 12 jaar wat hulle wag. Hulle kan nie babietjie kry nie, alles al probeer. En hulle stap uit. En hy sê vir hulle, volgende jaar die tyd, as ek hier sou kom, gaan julle 'n kind hê. En die volgende jaar, sal ek vir julle volgende week laat hulle getuig daaroor, kom hulle met 'n klein babietjie, en ons seën daardie babietjie in. En wat hy nog gesê het, en hy sê, en ek sien nie net een nie, ek sien 2. En 'n jaar na daardie ene is daar nog 'n, as 'n seentjie en 'n dogtertjie, wat in hierdie kerk sit, omdat hulle gesê het, ons voeg die daad by die woord, God het gesê, en nou gebeur dit. Dis tyd dat ons weer ons God vertrou. Want ek wil weer jump. Ek wil weer spring voor die Here. Ek wil weer opgewonde raak voor die Here. Ek wil weer dat God vir my in herinnering bring hoe lief hy my het en dat hy nog 'n doel en plan met my lewe het. Wie wil weer 'n doel hê? Ek wil 'n doel hê. Ek wil 'n doel hê, broer en suster. Ek wil hê my gees en my kop en my liggaam moet saam begin werk. En ek wil begin om te doen wat die Here sê, broer en suster. Die Here is groot en hy kan enige iets doen. Ek wil hê jy moet vir die een daar langs jou sê. My God, sê saam my. My God kan enige iets doen. En ek wil inval by sy plan vir my lewe. My hoop het 'n groot haag geword. Prys die naam van die Here. O, U is wonderlik. Ek vra vir U vanmôre, daardie mensie wat God vir jou gegee het wat langs jou sit. Daai jong man wat so mooi vir jou kyk, hy kyk net vir jou. Hy kan nie sy oë van jou afhaal nie. Hy kyk heeltyd vir jou, ek sien hom. Hy is lief vir jou. Maar die Here het haar vir jou gegee soos sy nou is. En sy's pragtig, nê? Nee, is dit? Maar hy gaan eendag verantwoording van jou vat. Hoe gaan sy lyk as sy 90 is? Gaan sy nog steeds vir jou pragtig wees? Gaan sy nog steeds die stralende mens wees wat sy is?
Want God het haar aan jou toevertrou. Wat maak jy met haar? Dankie my broer. Jou vrou moet baie gelukkig nou wees, nee. Elaine. God het vir jou iemand gegee en gesê, sy is vir my kosbaar. Hanteer jy as haar as 'n kosbare kleinood. En dan die dag wanneer jy haar afgee aan God, glo jy dat jy haar dalk vir God kan gee? Okay, gewoonlik gee hulle ons vir God. Eerste. Maar jy gaan eendag voor God staan en dan gaan die Here vir jou sê, wat het jy met die vrou gedoen wat ek vir jou gegee het? Het sy nog steeds gestraal aan die einde van jou lewe? Het sy nog steeds opgewonde geraak oor jou? Het sy nog steeds geweet, my man hoor elke dag by die Here en hy pas dit toe in my lewe, sodat ek kan die kosbare kleinood wees wat God wil hê, ek moet vir hom en vir my familie wees. Donnie, ek sal nog harder werk. Ek gaan harder werk. Want ek wil ook eendag dat die Here vir my sê, jy het my dogter mooi behandel. En ek het foute gemaak. Is kosbaar en waardevol vir die Here. In Petrus 3 vers 7 sluit ek af. Ek wil gou vir julle iets sê. Manne, as jy jou vrou nie reg behandel nie, gaan jy nie vir God kan bid nie, want dit gaan nie gehoor word nie. Kom ons lees gou daar. Net so moet julle vroue, net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys. Omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is. Lees gou saam met my. Sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. Broer, kom jy dalk agter jou gebed word nie verhoor nie. Behandel jou vrou reg. Vrouens, is dit 'n okay preek vir julle vandag? Ek het julle manne oor die vingers getik, nee. Kom ons vra vir die Here. Here, ek wil in geloof vandag opstaan en glo dat U nog steeds dieselfde God is. En dat U my huis wil kom skud met U teenwoordigheid. En dat my vrou en kinders sal weet, ek het weer 'n man van God geword. Wie wil dit graag hê, staan saam met my op. Halleluja. Halleluja. Vrouens, julle kan ook opstaan, hoor. Ek sien die manne spring op. Ons sal die preek verder vat vir die vroue aan die tyd. Nee, is dit reg so? 'n Mannedag sal ons die vrouens bietjie aanspreek. Maar om ernstig te word, wie wil God regtig in hulle lewe hê? Steek jou hande voor God uit. Gaan nie saam met my bid. Gaan nie saam met my bid. Here, ek het U so nodig. Ek kan nie sonder U lewe nie, Here. En Here, ek weet dat wanneer ek nie na U luister nie en nie na die beloftes van U luister en hoor nie, dan gaan ek nie my mense in my huis kan behandel soos wat U bedoel het ek moet hulle behandel nie. En daarom kom ek na U toe vanmôre, Here. Manne, steek sommer al twee jou hande op. Ek steek my hande op na die Skepper van hemel en aarde, wat in 'n oomblik, wanneer hy my besoek, in 'n oomblik,
My hele huishouding kan verander. My hele werksplek kan verander. Waar ek beweeg kan verander. Waar ek ry met my kar kan verander. Want U is die God van die onmoontlike. En ek dien 'n God van die onmoontlike, wat die moontlike waar maak en ja en amen sê daarin. En vanmôre dank ek U dat U my God is. En saam met my in my huis woon. Prys die naam van die Here. Die Here seën u harte vanmôre, prys sy naam. Onthou, as u nog nie Jesus aangeneem het as saligmaker nie, kan u nie dit doen wat ek nou nie. So is daar dalk iemand wat nog nie die Here in hulle lewens het nie. Almal hierso? Almal ken die Here. Hierso, almal? So, jy het nie verskoning nie. Sê jy het nie verskoning. Sê vir die een langs jou. Jy het nie verskoning nie. Wanneer jy Jesus aanneem, kom bly God se gees binne in jou. En nou kan jy ons toelaat om met daardie groot werk te begin. Prys die naam van die Here. Gee die Here 'n lofoffer. Daar sy voorsangers, kom vir my vorentoe asseblief. Ek hoop julle kan vir my daai lied sing. Alpha. Gaan julle nie kan nie. Kan ons hom nie probeer nie. Kom ons probeer. Ek wil hê, dit maak nou nie saak of ons hom nie so mooi kan sing as wat ander mense hom sing nie. Maar ek wil hê vanmôre jy moet weet en vasmaak met hierdie song vanmôre. He's die Alpha en Omega. Hy is die begin en die einde van alles en alles tussenin word ingevul deur God. Jou prentjie word gebou deur God. En jy werk saam. Is dit reg so? Halleluja. Halleluja. Ek wil hê met die hande opsteek as ons hierdie lied sing. Halleluja, loof die naam van die Here. U is hier, Here. U is hier om mense se lewens te verander. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised.
waardig om geprys te word. Hy is waardig om aanbid te word. Hy is waardig om jou God te wees. Loof sy wonderbare naam. Die Here seën u, kan u sitplekke neem. Halleluja. Halleluja. Goed. Ons is bly dat u hier was. Ek glo dat die Here met u gaan besig raak in die week wat voorlê en dat die Here u lewe gaan verander. Vir u wat nie verlede week hier is nie, onthou elke môre as jy so wil jou hand uitsteek na wat toe? As jy opstaan, na jou watse ding toe? Na jou selfoon toe, dan ruk jy jou hand terug en jy sê eers, môre Heilige Gees. Dis lekker om eers met u te praat voordat ek hierdie selfoon en al die ou dagse dinge begin doen. Vertrou God met jou dag. Halleluja. Goed. Ons het Vrouedag môre, vroue geniet dit. Manne, braai vir hulle 'n lekker ou vleisiekie of ietsie, doen vir hulle ietsie, daar's hy. Dan Woensdagoggend vroue bid hier 10:00. Die manne bid hier is ook 10:00 by 'n hele huis waar julle saam bid hier hou en dan Woensdag aand om 7:00 power hour, nê. Ons vra ook verskoning vir pastoor Edmund hulle vandag. Hy het vir my gesê jy het nou lank rondgeloop, ek soek ook nou 'n bietjie af naweekie. So hy's 'n bietjie af. Okay. En dan broers en susters het ons selgroepe of Woensdag of Donderdag aande, wat ook al julle dit doen, hoe julle dit doen, en dan Vrydag aande jeugbyeenkoms die frekwensies. Groep jeug, kom ons bid dat die Here ook daardie jeug begin optel na iets baie mooi toe, nê. Goed, muntlegging die 30ste Augustus, ek wil sê in geloof, want my geloof is nou so sterk, julle kan maar die munte sommer net daar kom gooi, maar kom lê die note neer. Is dit reg, so noodlegging, klink dit nie veel mooier nie, noodlegging, ok, en dan dis net vir ons Sondagskool so 'n bietjie fondse, en dan ons vroue koffie kuier, Saterdag die 22ste Augustus, daar's 'n lys daar, waar u kan sê of u gaan kom, en dan ons bestuursraadsvergadering die 17de Augustus, ok, dan wil ek ons mense tussen 30 en 50, ons het 'n suster, sy is ongelukkig met griep in die bed, maar sy wil graag begin met 'n groep tussen 30 en 50, wat lekker funksies en dinge reël. Man, weet jy, ek en Don het dit gedoen, en toe hulle dit nou vir my sê, toe raak ek so opgewonde. Ek en Don het dit gedoen, toe ons jare terug by die AGS Brackenfell gemeente op die rots was. En ons het op die ou end so 200 mense in 'n aand daar gehad. Dit was net heerlik. Allerhande lekker goed, Bybelse etes, Bybel vasvraas, allerhande goed wat, weet jy, ons as kinders van die Here, het ons nie altyd lekker goed wat ons kan doen nie, want die wêreld bied goed wat ons ongemaklik by voel. Is dit so? So kom ons begin 'n bietjie reël dat ons bietjie lekker goed hier tussen mekaar kan geniet. Is dit reg so? OK. Goed. So u wat daarby begin so lank u gedagtes, sy sal seker volgende week met julle praat daaroor en kry so lank u gedagtes, en as daar mense is wat saam met hulle in 'n komitee sal wil dien vir so iets, kan u dan ook vir my sommer kom sê. Alright. Goed. Dan ons mensies wat verjaar. Sien julle daai mooi vroutjie wat daar staan? Daai Lyk dit vir julle of sy van Abraham afkom? Dis my dogter dag. En ek wil vir haar baie geluk sê, en ek het vir haar nou al die mooi woorde wat ek vir haar wou gee, het ek vir haar gegee, want dis persoonlik. OK. En dan Petronels, en dis Petertjie, baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Ons sal jou verjaarsdag nie vergeet nie, want jy's kosbaar vir ons, ook saam met ons dogter, hoor, die Here bless vir jou. Dan Sarel is nie hier vandag nie, Sarel verjaar maandag, Gert Loods dinsdag, Stefanie Groenewald dinsdag, Jacques Borman Vrydag en Adriana Grobbelaar Vrydag. Mag die Here u almal seën, en ek wil weer eens sê, 'n verjaarsdag is 'n spesiale dag waar God gesê het jy moet gebore word. Jy wie, wat is jou naam? Wat is jou naam? Sê gou jou naam. Wat is jou naam? Magda. Daai verjaarsdag is Magdalena, moes daar wees. OK.
Die Here bless julle almal. OK, ons gaan nou afsluit met 'n sang. Dan kan julle lekker koffie daar kry by daai broer, daai mooi broer wat daar loop en dan kan julle lekker wil jy ietsie sê. Net by pastoor se preek aanlas, ek wou dit nie doen nie, maar die Heilige Gees kla my aan. En ek weet nie of dit vir die gemeente is en of dit vir die kamera is nie, maar manne, julle wat in julle harte voel, jy is nie waardig wat pastoor vanoggend gepreek het nie, ek was nie. Ek was die vark gewees vir baie jare. Ek wil net vir julle almal sê, dis nooit te laat nie. Solank as wat jy asemhaal, is daar tyd om reg te maak. Daar's tyd om jou vrou op jou hande te dra. Die jare wat ek my vrou vertrap het, het ek nie eers besef nie. Maar vandag is sy my alles. Sy is meer as my alles. Sonder haar kan ek nie. En dis nooit te laat, die manne. Dis nooit te laat om reg te maak nie. Dankie, pastoor. Loof die Here, belangrike boodskap daai, né? Belangrike boodskap. Kom ons staan op en sing ons 'n laaste loflied tot eer van die Here. Loof sy naam.
afsluit asseblief. Baie dankie my suster. U gaan in die vrede en die vrese van die Here en begin werk met daardie verhouding met die Here. Nee, begin jouself in die plek sit waar die Here met jou kan besig wees. Dankie my suster. Father, thank you for the wonderful privilege we have to come to your house and to be refreshed and to hear the word that you have for us. And your word tells us that against all hope, Abram believed. And Father, today there may be people sitting here who have lost their hope. But let them know that against all hope, we can trust in you. We can hope in you, because with you, there is always hope. With you, there is always life. And Father, I want to pray for each and every person that heard your word this morning, and those that will hear it over the YouTube channel, that you will bring that hope forth in their hearts again, where the enemy has stolen from them, where he's deceived them and said to them, it's no good carrying on. There is no hope for you. We have always got hope, and we thank you for that. We thank you that we know you. We thank you that you called us by our name, and worthy as we are, you saw us worthy and you called us, and we thank you for that. And I pray your blessing over each and every person as we depart from here, and we ask all these things in the name of Jesus Christ of Nazareth only. Amen and amen. Loof die Here, u gaan in die vrede van die Here.